Welkom by nog 'n video-uitgawe deur Dirk Teacher, Dirk Onderwyser, met uniek geïllustreerde taalkonsepte in Afrikaans of Engels, aangebied as taallesse vir skool- en tuisonderrig. Bedrywende naleidende vorm 5, met modale werkwoorde en imperatiewe. 1. Identifiseer die werkwoord, onderwerp en voorwerp. 2. Goue reël, omkring die werkwoord eerste. 3. Bedrywende naleidende vorm stapsgewys. Lees, praat en skryf asseblief saam. Klik asseblief die skakel onder die video vir gepaste werkkaarte in PDF formaat. Die meeste grafika is Microsoft Designer erken. Bedrywende vorm met modale hulpwerkwoorde kan, moet, mag, sal en wil. Lalaina en haar vriende mag vars vrugte en vis eet. Onderwerp, werkwoord, voorwerp en agent. Daar is ons sin met die onderskeie dele mooi uitgelê. Mag eet is my werkwoordstruktuur in die bedrywende vorm. Lalaina en haar vriende is onderwerp en vars vrugte en vis is voorwerp. Leidende vorm, taalstruktuur. Mag geëet word. My onderwerp, my nuwe onderwerp vir die leidende vorm is vars vrugte en vis. Mag deur Lalaina en haar vriende is dan nou my agent geëet word. Is die finaal en dis die leidende vorm. So vars vrugte en vis mag deur Lalaina en haar vriende geëet word. Leidende vorm. 'n verdere voorbeeld. 'n Mens kan nie rubber eet nie. Daar's die onderskeie dele. 'n Mens sal dan nou die onderwerp wees. Die voorwerp is rubber en kan eet is dan nou my werkwoordstruktuur. En dis bedrywende vorm. In die leidende vorm. Rubber kan nie geëet word nie. Is dan nou my sin in die leidende vorm. En ons hoef nie te sê deur 'n mens nie, dit het nie sin om hier 'n agent in te bring nie. So, finaal, rubber kan nie geëet word nie. Leidende vorm, dis oorbodig om te sê deur wie. Bedrywende vorm met modale hulpwerkwoorde kan, moet, sal en wil. Wat moes die dief teruggee? Verlede tyd. Onderwerp, werkwoord, voorwerp en agent. Daar's die sin uitgelê. Moes teruggee is die werkwoordstruktuur. Die dief is die onderwerp en die voorwerp is wat. En dis bedrywende vorm. In die leidende vorm, die struktuur is moes teruggegee word. Hier kom nou ons onderwerp van die leidende vorm. Wat? Moes deur, die dief word nou agent, teruggegee word, en dis leidende vorm. Ons kyk na nog 'n voorbeeld. Sou die hond die handsak in die tuin vind? Dis weer in 'n vraagvorm. Taalstruktuur. Sou vind word nou sou gevind word. Sou die hond die handsak in die tuin vind? My werkwoordstruktuur is sou vind. My onderwerp is die hond. Die handsak is die voorwerp. So, kom ons gaan nou na die leidende vorm weergawe daarvan. Sou gevind word is nou in die leidende vorm my taalstruktuur. Sou die handsak word nou onderwerp. Sou die handsak deur die hond word nou agent in die tuin gevind word. En dit is leidende vorm. Sou die handsak deur die hond in die tuin gevind word. En dit is leidende vorm. Bedrywende vorm met modale hulpwerkwoorde kan, moet, sal en wil. Onderwerp, werkwoord, voorwerp en agent. En daar is 'n verkeerssituasie in die stad. Dit is ons konteks. Hier is ons sin. Almal moet die verkeersreëls gehoorsaam. Dis teenwoordige tyd
en dit is ons bedrywende vorm sin. Struktuur is moet gehoorsaam verander na moet gehoorsaam word. Almal moet die verkeersreëls gehoorsaam. So, my werkwoordstruktuur is moet gehoorsaam, almal is die onderwerp en die verkeersreëls is voorwerp. Bedrywende vorm moet. Nou in die leidende vorm, ons begin met die voorwerp, die verkeersreëls, dit word nou die onderwerp van die nuwe sin, van die leidende vorm sin. Die verkeersreëls moet gehoorsaam word, moet deur, almal word agent, en daar is my voltooide sin. Die verkeersreëls moet deur almal gehoorsaam word, en dit is leidende vorm. Bedrywende vorm met modale werkwoorde kan, moet, sal en wil. Onderwerp, werkwoord, voorwerp en agent. Almal kon dit sien. Bedrywend met kon. Taalstruktuur. Kon sien word, kon gesien word. Hier is ons taalstruktuur. Kon is my modale werkwoord en sien is my hoofwerkwoord. Almal kon dit sien. En dit is bedrywende vorm. So, almal is onderwerp en dit is dan nou die voorwerp. Kom ons kyk hoe lyk dit in die leidende vorm. Dit word nou die nuwe onderwerp. Kon gesien word is my werkwoordstruktuur. Dit kon deur almal is agent. Dit is, onthou, dit is die onderwerp van die bedrywende vorm sin, word nou die agent in die leidende vorm. Dit kon deur almal gesien word en dit is leidende vorm. Bedrywende vorm met imperatiewe, bevel, advies en versoek. So daar's 3 tipes imperatiewe. Bevel, advies of versoek. Onderwerp, werkwoord, voorwerp en agent. Hier is net 'n paar voorbeelde. Keer die kat is 'n bevelsin. Dis teenwoordige tyd. Taalstruktuur, keer word om te keer. Keer die kat, bedrywende vorm, bevel. In die leidende vorm is die struktuur, word beveel om te keer. So, kom ons vul die ander dele nou in. Jy is nie teenwoordig in die bedrywende vorm nie, maar ons moet dit byvoeg in die leidende vorm. So, jy word beveel om die kat te keer. En daar is my leidende vorm weergawe daarvan. Kom ons kyk na 'n versoek. Bring die suiker asseblief. Bedrywende vorm versoek. Taalstruktuur, bring word om te bring. Bring die suiker asseblief. So, bring is my werkwoord, die suiker is my voorwerp, en asseblief is net 'n versoek wat daarbey ingelas word. In die leidende vorm, word versoek om te bring. Dit is my struktuur daar, my werkwoordstruktuur. Weereens, ons moet jy bybring, want die onderwerp word veronderstel in die bedrywende vorm. Jy word hoflik, dis hoe ons asseblief daar gaan verteenwoordig. Jy word hoflik versoek om die suiker te bring. En dit is leidende vorm, weergawe van die versoek. Baie dankie vir jou saamkyk, luister en deelname. Vir skriftelike inoefening klik hierdie skakel onderaan die video. beinthere.co.za PDF packages. Elke PDF is op een van hierdie video's gebaseer. Kyk na die video nommer bo aan die PDF werkstuk, waar die werkstukke nou heen verwys word. Herspeel die video as jy meer hulp nodig het. Vir soortgelyke en ander video's, klik die YouTube skakel hier van Dirk eTeacher Playlists in die description onder die video.
Baie dankie. Mooi loop.